Hallo julle, dit voel vir my vanoggend hierdie countdown is so kort. Dis ietsie nuuts om aan gewoon te raak. So lekker om elkeen van julle te sien. Hallo Koos, hallo Wilma, hallo Cathy. Ja, dis wonderlik om hier by julle te wees om 'n woensdagoggend so te kan begin. Ons is weer besig met 'n nuwe reeksie wat ons doen en dit is so lekker om dit saam met jou te kan doen. Dis waar wat Michelle sê, ons is halfpad deur die week en ag ja, dis net goed om hier by jou te wees. Ek wil sommer vir jou sê ook, omdat ons dit so wyd as moontlik op al ons platforms versprei, ons is nogal opgewonde oor Sondag se diens. Dit klink vir my asof die president weer iewers gaan praat, dit lyk mos altyd so, daar so aanloop en dan begin dit so in die nuusberigte kom, maar vir nou, terwyl ons nog by mekaarkomste kon hou, moes ons gekyk het oor hoe ons dienste gaan hou vir die naweek wat kom. Ons het dit ook gedoen aan die hand van bywoning en hoe het goed gelyk het verlede Sondag, wat nou die eerste Sondag van die nuwe inperkings was. En toe het ons gesien dat dit beter vir ons gaan wees om Sondagoggende slegs een diens te hou. Nou die diens gaan gehou word in Kruiskerk se gebou, ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. So ons gaan in Kruiskerk se gebou, gaan ons een diens hou, wat gelivestream gaan word op YouTube, en dis deel van die rede hoekom ons dit in Kruiskerk hou, is omdat die internet om daaraan toeleen, om dit so in Kruiskerk te kan hou, maar jy hoef nie te bespreek nie, want ons het 'n oorvloei lokaal. Nou, die klein saal gaan dan nou, waar gewoonlik Liggieskerk gehou was, gaan ons oorvloei lokaal wees, waar as ons die perk van 50 bereik het in Kruiskerk, gaan mense na die klein saal toe kan gaan. Ons gaan ook so tussen die kombuis en die voorportaal gaan ons 'n aparte lokaal skep, so ons gaan die deure tussenin sluit tussen hierdie 3 lokale, en daar gaan vir ons kinders ook geleentheid wees om by mekaar te kom vir Liggieskerk. Dis op die 3 plekke wat ons by mekaar gaan kom, maar jy is baie welkom Sondagoggend 9:30 by Kruiskerk om daar deel te kan wees. Ons maak ons gereed vir heerlike aanbidding, vir heerlike kinderkerk, vir by mekaar wees. Ons gaan ook die koffie of tee of enige sweets bedien nie, en ons gaan so streng as moontlik die COVID maatreëls toepas, sodat ons seker is dat jy in 'n veilige ruimte ook kan kom aanbid, soos wat jy gemaklik voel. Okay, so, hallo James, ek sien jy is elke oggend hier van Gauteng af. Ek moet sê, ek het jou opgemerk al vir 'n geruime tyd, jy is baie welkom hier, jy is nie die enigste een van Gauteng af nie, dan die Veronica wat jy daar sien, is ook van Pretoria af. Dis nou die 2 wat ek nou sien vanoggend, wat van Pretoria af inskakel. Dis lekker om jou te ontmoet, James, dit sal goed wees, as jy jouself sommer net iewers aan ons voorstel. Okay, so ons is besig en vanoggend praat ons oor God se wese, oor wie God is. Nou stel jou voor, 'n klomp van ons wat hier is, eintlik almal van ons wat hier is, as ek so vinnig kyk, is ouers. Stel jou voor, jou kind het elke keer as hy of sy nie sy sin kry nie, vir jou gesê, maar is pappa nie meer lief vir my nie, of is mamma nie meer lief vir my nie, is dit hoekom ek nie nou my sin kan kry nie? Dan sou Lia baie keer op 'n dag die vraag gevra het, is mamma nie meer lief vir my nie, want ek sê baie keer in 'n dag vir haar, nie nou nie, of nee, of wag 'n bietjie, of dit kan nie nou so werk nie. En ek is so dankbaar daarvoor dat sy my ken en my hart ken, dat sy nie elke keer die vraag vra, is mamma nie meer lief vir my nie. En tog gebeur dit in ons geestelike lewens baie keer, dat as moeilike tye oor ons pad kom, as ons dalk bid vir iets en 'n rukkie wag daarvoor, of as ons as daar onverwags moeilike tye oor ons pad kom, dat ons die vraag soms vra, maar is God werklik
lief vir my? Is hy werklik lief vir my? En dan lees ons vanoggend, die Bybel maak party plekke sulke sweeping statements, en 1 Johannes 4 is so 'n sweeping statement wat hy maak, 1 Johannes 4 vers 16 tot 18. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self, en almal wat uit die liefde leef in 'n regte verhouding met God en God met hulle. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik, dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Ons leef immers op dieselfde wyse as Christus in hierdie wêreld, sonder vrees. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is, en wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. So die Bybel leer vir ons, God is liefde, en hierdie liefde het nie plek vir vrees nie. Hierdie liefde vrees ook nie vir straf nie, want die straf is uitgedien aan die kruis. So ons het nie nodig om te vrees dat God besig is om te straf nie. As ons op moeilike plekke in ons lewe kom, en elkeen van ons kom op moeilike plekke in ons lewe, elkeen van ons het verskillende maniere waar ons al met moeilike goed gekonfronteer word, is die plek waarheen ons nie kan gaan nie, maar is God nie meer lief vir my nie, want dis eenvoudig nie die waarheid nie. Die Bybel leer vir ons leef uit hierdie wete uit, dat God lief is vir ons. God het ons geskep, omdat hy lief is vir ons. En Sondag se boodskap gaan nie oor, ek wil regtig vir jou aanmoedig om Sondag saam te luister na die boodskap. Sondag praat ons oor hierdie twee goed, oor God se liefde vir ons, en ons liefde vir God, wat 'n antwoord is daarop. En in die eerste plek is God lief vir ons. God is lief vir jou, en ek moet vir jou sê, as predikant, as iemand wat al teologie geswat het, as iemand wat al jare lank in die bediening is, as iemand wat al, wat veronderstel is om 'n gesoute Christen te wees, het heel onlangs, ek praat van in die afgelope jaar en 'n half, het dit vir my absoluut vrygemaak, toe Jesus net weer 'n keer die woorde vir my kom bevestig, en het my vrygemaak van 'n klomp goeders in my persoonlike lewe, toe ek weer 'n keer die woorde by Jesus kon hoor, ek is lief vir jou, of spesifiek sy woorde was, jy is geliefd. Dit maak ons vry om te weet, dat God altyd, in alle omstandighede, vir ons lief is. En dit het implikasies vir ons in ons lewe. Sy liefde het implikasies vir ons in ons lewe. Nou vanoggend as ons praat oor God se wese, is daar 3 dinge waaroor ons gesels. God is liefde, God is alwetend, en God is almagtig. So ons het nou 'n rukkie amper as inleiding ook gesels oor God is liefde, want dis die som totaal van sy wese, is hy is liefde. En niks kan sy liefde vir ons verander nie. Niks wat ons doen nie, niks wat ons sê nie, geen plek waarheen ons gaan nie. Niks kan sy liefde vir ons verander nie. En sy liefde beteken, as ons Johannes 10 vers 10 lees, dan hoor ons dat hierdie twee goed teenoor mekaar so duidelik teenoor mekaar gestel word. En ek het nie vir Johannes 10 vers 10 vanoggend vir jou hier opgesit nie. Maar Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel en te slag en uit te roei. En dan sê Jesus, maar ek het gekom. En later sê Jesus, as ons die Vader wil ken, kyk na Jesus, hy is die prentjie van die Vader. Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe in oorvloed kan hê. En dis die wese, die karakter, die hart van God, wat ons aan kan vashou. God is absoluut lief vir ons, 100% lief vir ons, en God wil vir ons lewe in oorvloed gee, want hy's uit sy diepste wese uit lief vir jou. Nou langs ons lewenspad, soos wat ons lewe, is daar dinge wat hierdie lewe in oorvloed kan verwoes. En ek weet dat jy, as jy aan jou kind dink, dan dink jy daaraan dat jy vir jou kind lewe in oorvloed het. En daar's dinge wat langs die pad hierdie lewe in oorvloed kan belemmer. En dis groot dinge en dis klein dinge ook. So, en baie van hierdie landmyne ken ons in ons kinders se lewe. Ons weet van die dinge wat nodig is vir lewe in oorvloed. En dan dink ek aan ietsie simpel, soos om elke aand jou tande te borsel. Dit is belangrik vir jou lewe in oorvloed, want dit gaan vir jou van 'n klomp moeilikheid en 'n klomp uitgawes keer wanneer jy ouer word. So maak nie saak wat nie, ons borsel elke aand tande.
dit beskerm ons kinders om elke aand tande te borsel. En soos wat jy die landmyne in jou kind se lewe ken, hoeveel te meer ken God die landmyne. En dink daaraan as jy deur 'n lewe moet loop wat vol sulke landmyne is. En ons weet daar's iemand wat weet waar hierdie landmyne lê. Sou ons nie baie naby aan daai een bly. En elke treetjie, as ons weet, hy's ten volle lief vir ons, hy wil net die beste vir ons hê en hy weet presies waar die landmyne lê. Sou ons nie ons oor baie naby aan ons hou, sodat hy presies van ons sê waarom te trap nie. Dan is nie net dit nie, maar God is ook alwetend. God is nie net lief vir ons nie, hy is alwetend. Hy weet hoe dinge uitwerk in ons lewe. Hy ken die gevolge van ons besluite. Daar's baie besluite in ons lewe en jy kan vanoggend getuig daarvan soos ek, waar ons as mense nie vooraf sou kon weet watter een is reg en watter een is verkeerd nie. Maar God is alwetend. Hy weet vooruit wat kan lei tot landmyne en wat kan nie lei tot landmyne nie. En ek glo dat hy my in my lewe van soveel dinge weerhou het of gekeer het, want hy ken die landmyne vorentoe. Hy weet die goeders wat vorentoe sou gebeur. En dan uiteindelik is hy ook almagtig. Almagtig om dit wat hy vir ons beplan vir ons lewe, en onthou, sy liefde is nie net vir ons as individue nie, sy liefde is 'n liefde vir die wêreld, so hy het die wêreld lief deur ons as sy kinders, en daarom is sy wil, hy het spesifieke roepings op ons lewe, en die roeping wat hy op ons lewe het, is hy ook almagtig om ons in staat te stel om dit te doen. Soos wat God vir Noag in staat gestel het om 'n reuse boot te bou, om al die diere te kon instit, soos wat hy vir Gideon in staat gestel het, dat hy met 300 man 'n weermag van 120.000 kon verslaan. Soos wat Jesus Christus sy disippels in staat gestel het om siektes te kan genees, om duiwels te kan uitdryf, om die evangelie te kan verkondig, om braaf te wees in hoe hulle dit doen, soos wat God vir Paulus in staat gestel het om al sy sendingreise te doen en alles te verduur. So stel God vir my en vir jou in staat om sy roeping op ons lewe uit te voer. So daarom as ons vanoggend praat oor God se wese, wonder ek wat dit vanoggend vir jou beteken. God is liefde, God is alwetend, God is almagtig en hy is die een wat op wie se wese ons altyd kan vertrou in alle omstandighede, sodat ons saam met hom in 'n liefdesverhouding hierdie lewe kan doen. Ek hoop hierdie was vanoggend vir jou. Tot seën, mag jy 'n goeie dag hê.